5. In Timoteus 5, ons gaan lees van vers 22 af. As jy my vanmôre vra, wat is my grootste begeerte? My grootste begeerte vanmôre is dat jy lief sal raak vir die woord. Dat jy die diepte van die woord sal elke dag net meer en meer leer ken. Dat jy sal besef hoe maklik jy deur gedeeltes lees en nie die volle prentjie kry nie. Hoe maklik lees jy deur verse en as ons so deur 'n vers vir vers basis gaan, dat jy sal besef die diepte van die skrif is onpylbaar. En ons kan volgende week oor dieselfde gedeelte praat en ons kan nog dieper gaan en nog verder gaan en nog meer leer uit die gedeeltes uit. En dis my begeerte vir u vanmôre, dat jy werklik ware ontmoeting sal hê met die lewende God deur die Heilige Gees. Kom ons buig ons hoofde voor hom. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Dankie Here vir u woord wat lewendig is, wat kragtig is. En Here, ons weet hoe u oor die woord voel, want u het dit vir ons kom wys. As u vir die volgelinge sê, nie 'n jota of 'n titel van die woord, sal ooit tot niet gaan, totdat alles vervul is. As u met die Sadduseërs praat, en vir hulle wys, dat net die teenwoordige tyd wys, dat hy nie die God van dooies is nie, maar van lewendes. En dat selfs die teenwoordige tyd in die Hebreëus nodig is, sodat alles verduidelik kan word, presies wat hy wil hê dat ons moet weet. Daarom Here, as ons vanmôre rondom die woord stil raak, wil ons nie 'n gedeelte uitlos nie. Ons wil nie 'n gedeelte net verwerp nie, maar ons wil elke gedeelte diep na kyk. En die gebed van ons harte is, Heilige Gees, dat U ons ontvanklik sal maak, dat ons sal luister, en dat ons as hier uit sal stap, 'n ontmoeting met U sal gehad het. Dat ons nie sal sê, ons het Johan vanmôre gehoor nie, maar ons het U gehoor. Ons bid dit in U naam. Amen. 1 Timoteus 5 vers 22. Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en moenie deel kry aan iemand anders se sonde nie. Hou jouself rein. Moenie langer net water drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn vir jou maag en jou gereelde ongesteldhede. Die sondes van sommige mense is baie duidelik en loop hulle daarom vooruit op pad na die oordeel. Maar ander se sondes agtervolg hulle. Net so is goeie werke baie duidelik sigbaar. En wanneer dit nie die geval is nie, kan dit nie verlang verborge bly nie, net tot sover. Die hande oplê was 'n normale manier gewees om leierskap aan te stel. Ons het al daarna gekyk, ek herhaal baie van hierdie goeders, sodat jy weer net kan onthou waaroor ons gepraat het. Die amp, die bevestiging van 'n amp, die bevestiging van leierskap, is die hande opgelê en die rede daarvoor is om te sê, dit kom van God af. God is die een wat aanstel. God is die een wat die persoon in die posisie plaas. Ons sien dit al reeds in die Ou Testament, in Deuteronomium 34 vers 9, vind ons die volgende: Josua, die seun van Nun, was vervul met 'n gees van wysheid, omdat Moses sy hande op hom gelê het. Okay, so Moses lê sy hand op Josua. Josua is die volgende leier en Moses lê die hande op hom om te sê, God kies jou as die volgende leier. Dan in die Nuwe Testament gaan hierdie aan. Handelinge 6 vers 6. Hulle het hierdie manne, dis die diakens, aan die apostels voorgestel en apostels het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. So dis baie belangrik. Dit is waarvan hy praat. Hy sê dit, moenie net iemand maklik die hande oplê nie. Moenie net iemand
maklik aanstel nie. Timoteus, jy moet doodseker maak dat die persoon wat jy aanstel in die ampt van ouderling, dat hy iemand sal wees wat by die orde, by dit wat gevra word van 'n ouderling, dat hy dit sal nakom. So ek wil net teruggaan. Kom ons gaan kyk net gou. Wat was die vereiste van 'n ouderling weer? 1 Timoteus 3 vers 2 tot 7. Kom ons blaai net gou weer daarna toe. 1 Timoteus 3 vers 2. 'n opsiener moet onberispelik wees. 'n man met net een vrou man. Okay, dis waar daaroor gaan. Een vrou man. Okay? Hy moet aan hierdie vrou getrou bly. Beheerst. Hy moet 'n beheerste persoon wees. Hy moet nie 'n persoon wees wat rondval nie. Hy moet verstandig wees. Hy moet goed gemanierd wees. Hy moet gasvry wees en in staat om ander te onderrig. Hy moet nie 'n dronkaard, 'n veglustige wees nie, maar inskikkelik, vredelievend, nie geldgierig nie. Hy moet volkome waardig sy eie huisgesin goed bestuur en sy kinders onderdanig hou. Maar as iemand sy eie huishouding nie behoorlik kan bestuur nie, hoe sal hy die gemeente van God omsien? Hy moet nie 'n pas bekeerde wees nie, sodat hy nie verwaand word en in die oordeel van die duiwel beland nie. Boonop moet hy 'n goeie reputasie onder die mense buite die gemeente hê, sodat hy nie in die skande en in die duiwel se struik beland nie. So daar's die vereiste. Nou sê hy vir Timoteus, as jy iemand die hande oplê, moet jy seker maak, hierdie persoon is iemand wat aan wat die Bybel van hom vra, dat hy daaraan die lys kan gemeet word en gesê word, hierdie persoon werklik waar in alles wat hy doen hy wat die Bybel vir hom sê. Wie weet vandag die grootste probleem? Die grootste probleem vandag is die meerderheid van ons dink, dit gaan oor hoeveel punte uit 10 kry hy. So ons gaan gewoonlik, en ek gemeentes waar ek al was, is dit die ding. Mense sê, wel, hy is al minstens 'n 6 uit 10 ou. En daarom moet jy hom kry. Of hy 7 uit 10, of hy's 8 uit 10. Kom ons sê hy's 9 uit 10. Die Bybel sê nie, ons kry hom of hy 9 uit 10 is. Die Bybel sê, jy kry hom as hy 10 uit 10 is. Dis die Bybelse standaard. En ek wil vir jou sê, die meerderheid mense wat nog steeds vanmôre hier sit, as jy dit hoor, dan sê jy, en dan is dit dan regtig so. Wel, dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, jy moet die persoon hou aan die vereiste wat ek gestel het. Kom ek vertel jou vandag, dis ons probleem. Daarom is dit so belangrik, altyd, dat jy by 'n kerk inskakel, wat jy kan kyk na die persoon se lewe, wat die woord vir jou verkondig. Hoekom? Want die Bybel sê, daar is baie dwaalleraars, en as jy na sy lewe kyk, gaan jy agterkom, hier is 'n persoon wat hou aan die woord. Daar's baie manne wat hou aan die woord, maar hulle lewens is nie heeltemal reg nie. Hulle mag in enige geval nie daar wees. Hulle moet deur daai goed werk, sodat hulle aangestel kan word. Maar jy moet inskakel by 'n gemeente waar jy kan sien hoe die persoon se lewe lyk. Baie keer vind ek mense luister na mense oor die radio en oor die internet en alles. Dan wonder ek by myself, die persoon wat jy na luister, weet jy hoe lyk sy lewe? Dit is baie maklik om dwaallering te begin in jou lewe, as jy begin om aan mense vas te hou, en jy weet nie eens hoe lyk hulle lewens nie. En daarom sê die Bybel vir ons, dat daar so ongelooflike hoë amp geplaas word. Hier is die ouderling, dis hoe sy lewe moet lyk. Kyk daarna. Kyk na sy lewe. Ons het al vir mekaar gesê, as ons net vandag kyk na een van die goedes en sê, sy kinders moet kinders wees wat gelowig is, wat getrou is, wat vir die Here lewe. Net daai vereiste, hoeveel mense gaan nog steeds predikant wees? Dat ons nie eens van die ander gepraat nie. As ons na kerke vandag kyk en jy kyk na wat die vereiste is, dan sê jy vir jouself, waar is die kerke vandag? Timoteus, die probleem is, en dis waar die gevaar in kom. Hy sê, Timoteus, as jy iemand vinnig die hande oplê, en nou is dit baie interessant, wat gebeur as jy iemand vinnig die hande oplê, en jy weet daar is fout in sy lewe? Die Bybel sê, het jy deel aan sy
Sonde. Het jy deel aan sy sonde? Het jy dit gesien? Het jy dit gesien? So as ek iemand aanstel, wat ek weet, wat nie lewe volgens die Bybelse standaard nie, gaan ek deel wees van sy sonde. En nou is dit elke persoon van hier se taak. As ek sien, hier is 'n man, as jy sien, Johan is nie besig om vir die Here te lewe nie, hier is goed in sy lewe wat nie reg is nie, moet jy onmiddellik dit aanspreek. Hoekom? Want jy deel aan sy sonde. Jy deel aan sy sonde. Ek dink dit is so ongelooflik belangrik ook in die kerk. As ons weet, hoor hierso, hierdie persoon is besig om te volhard in sonde, is dit nodig om onmiddellik dit aan te spreek. Hoekom? Die Bybel sê jy deel daaraan. En dis op alle vlakke. Esegiel 33 vers 6, en julle behoort hierdie teksgedeelte redelik te ken. Esegiel 33 vers 6 en 8 sê die volgende vir ons. Maar as die wag die swaard sien kom, dis die man wat kyk op die mure, hy kyk na wat aankom. En nou hierdie wag. Maar as die wag die swaard sien kom, en hy blaas nie die ramshoring nie, en die volk word nie gewaarsku, en 'n swaard kom en neem 'n persoon uit hulle weg, hy is dan oor sy sondeskuld weggeneem, sy bloed sal egter van die hand van die wag geëis word. Dis ongelooflik, mense. So as jy 'n wag is, en wie is almal hier wagte? Almal van julle, nê? As jy kind van die Here is jy almal 'n wag. Jy word opgestel en jy word gesê, hoor hierso, jy weet dit sorg, dat dit wat in die stad kom, as jy sien daar kom gevaar aan, moet jy die mense waarsku. En as jy hulle nie waarsku nie, en iemand sterwe as gevolg daarvan dat jy hom nie gewaarsku het nie, ja, hy sterwe in sy sonde, maar jy doen verantwoordelikheid vir dit. Jy gaan pa staan vir dit. Hy gaan vers 8 aan. Wanneer ek vir 'n goddelose sê, goddelose mens, jy gaan beslis sterf, en jy praat nie om die goddelose teen sy pad te waarsku nie. Hy die goddelose sal dan oor sy sondeskuld sterf. Sy bloed sal ek egter van jou hand eis. Kan jy verstaan wat hierdie gedeelte sê? So Timoteus, as jy ouderlinge aanstel, moet jy baie versigtig wees. Vat eerder lang tyd. Maar moenie net enigiemand anders stel nie, want as daai persoon iemand is wat in sonde 'n fout het, wat besig is om te volhard in sonde, moet jy baie pas op, want jy doen verantwoordelikheid. Jy's nou ewe skielik deel van sy sonde. Ek dink dis hoekom die tug so belangrik is. Dis omdat daar altyd 'n suiwering moet wees. Wie wat gebeur met tug? Die oomblik as tug toegeplaas word, die ene oomblik as ek iemand waarsku oor hulle sonde, wie wat gebeur met my eie lewe? Ek lewe nog meer heilig. Want ek stel myself bloot. Die oomblik as ek bereid is om iemand anders te aan te spreek, nou stel ek myself lewe bloot vir wat? Mense wat my gaan aanspreek. En dis wat behoort te wees in die kerk. As ons regtig waar lief is vir mekaar, moet ons mekaar ons waarsku. Wie van julle sal nie graag wil hê iemand met jou waarsku nie? Jy wil hê dit. Jy wil hê mense met jou waarsku. 2 Timoteus 1 vers 10 en 11 sê die volgende: As iemand na julle toe kom en nie hierdie leer oordra nie, moet julle hom nie in julle huis ontvang nie en hom nie groet nie. Ken julle die teksvers? Okay, miskien moet jy net gou saam met my, miskien sê jy vir my, Johan, waar staan dit? Kom ons kyk gou, dis 2 Johannes, amper aan die einde van die Nuwe Testament. 2 Johannes 1. Kyk gou saam met my na hierdie gedeelte. 2 Johannes 1, vers 10 en 11. Hy sê die volgende: As iemand na julle kom en nie hierdie leer oordra nie, moet julle hom nie in julle huis ontvang nie en hom nie groet nie. Want wie hom groet, het aandeel aan sy bose werke. Kan jy verstaan hoe die Bybel dit die hele tyd sê? So as jy dit doen, het jy deel aan sy bose werke. Hierdie persoon verkondig bose dinge. Hy dink baie keer aan predikante, pastore, wat bose goed verkondig, wat die valse leer doen. Die Bybel sê, jy moet daai persoon nie eers groet nie. Het jy dit al probeer? Wat jy iemand nie groet nie, wat jy weet wat dwaaling voorkom? Hoe moeilik is dit? Voor jy jouself kon kry, wil jy net sê, hallo,
Die Bybel sê jy moenie hom groet nie, want as jy hom groet het jy deel aan sy bose werke. As ons iemand voorstel in die kerk, dan het dit altyd te maak is ons bly by die woord van die Here, want ons wil nie deel hê aan iemand se sonde nie. Dit was die probleem wat Paulus skryf in Romeine 1 vers 32. Hy sê vir hulle, hy sê mense wat die voorskrif van die God ken, dis die mense wat in die kerk sit, hulle weet wat God se voorskrifte is. Mense wat vanmôre hier sit, jy weet wat God se voorskrifte is. Naamlik dat die mense wat hierdie dinge doen, en hy het nie al die verse, het hy al die dinge genoem wat die mense doen in 1 Romeine 1, gaan lees dit weer, hy noem al die sondes wat die mense doen. Hy sê julle weet dat wat die voorskrifte van die Here bepaal rondom dit. Hy sê julle weet dat mense wat dit doen, die dood verdien. Tog doen hulle dit nie net nie. Tog doen hierdie mense dit nie net nie, maar hulle praat dit ook boonop goed, wanneer ander dit doen. Is dit nie die tyd waar ons lewe nie? Nie net doen hulle dit nie, hulle keer dit ook goed as ander dit doen. Efesiërs 5 vers 11, ja, julle moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak, en dis wat jy moet doen. Jy moet altyd die slegte aan die kaak stel. Moenie net dit oorsien nie. Stel dit aan die kaak, bring dit na die lig toe. Daarom sê hy dit verder. Hy sê mense, en hy sê vir Timoteus, hy sê Timoteus, bly rein. Bly rein. Die grootste begeerte van elke gelowige is om rein te lewe. As dit jou grootste begeerte is, sê Here, ek wil rein lewe. Rein lewe in alles. Dis nie hoe naby ek aan sonde kan kom nie. Rein beteken hoe ver kan ek van sonde af wegbly. 1 Johannes 3 vers 3, en elkeen wat hierdie vaste hoop op hom het, hou homself rein, net soos hy rein is. Net soos God rein is, so moet ek in my hele lewenswandel rein wees. Dis die standaard. Is daar iemand wat by daai standaard kom? Nie op hierdie aarde nie, maar dit moet my strewe wees. Lê af die sonde. Sê Here, ek wil nie deel hê aan die sonde nie. Hierdie is goedes wat in my lewe wat verkeerd is. Here, ek wil dit nie doen nie. Vergewe my. Dan stap jy die nuwe pad saam met Jesus Christus. Moenie sonde toelaat in jou lewe nie. Timoteus, bly rein. En as hy praat van bly rein, praat hy spesifiek ook van die aanstelling van ouderlinge. Bly rein van enige iemand wat jy gaan aanstel wat moontlik se lewe nie reg is nie. Moet dit nie doen nie. En dan kom vers 23. En ek wil jy moet saam met my gou na vers 23. Want vers 23 sal baie mense sê, maar dis heeltemal uit plek uit. Kyk 'n bietjie na vers 23 van 1 Timoteus 5. Baie mense kyk na die teksvers en sê, waar kom hierdie gedeelte ewe skielik kom dit hierin? Hy sê, moenie langer net water drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn vir jou maag en jou gereelde ongesteldhede. Nou, hoe pas dit in by die res van die gedeelte? Dit klink soos hy, okay, hier's 'n bietjie medisyne vir jou, medisinale waarde. Hoe pas dit in by hierdie hele gedeelte? En dit pas in as jy kyk by wat hy sê, hou jouself rein. Nou waarom sal hy hierdie gedeelte inbring as hy praat oor hou jouself rein? Timoteus, as ons na hierdie gedeelte kyk, het homself totaal afgesny van enige alkohol af, enige wyn af. En daar was 'n rede daarvoor. En die rede is dat Paulus gepreek het, en as Paulus praat, dan praat hy deur die Gees. So alles wat Paulus sê is skrif. So Paulus het gepreek, Paulus het laat neerskrywe, Timoteus het die gedeeltes geken, en wat het Paulus gepraat rondom swakkere broers? Daar's 2 gedeeltes wat ek wil hê jy moet saam met my gou lees, wat Timoteus geweet het, wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Romeine 14 vers 21, kom ons kyk eers na daai gedeelte. Romeine 14 vers 21. Enigiemand, as jy dalk nie weet nie, hele Romeine 14 gaan oor, party mense het een dag wat belangrik is, party mense het ander dae wat belangrik is, jy moet dit nie vir mekaar
teen mekaar hou nie, maar julle moet onthou, elke dag is nou belangrik, sê hy ook, so moenie mekaar oordeel rondom dit nie. En daar's altyd hierdie gedagte, as hy besig is om te praat, leer hy die mense oor wat werklik waar die waarheid is, wat belangrik is. So hy sal kom in Kolossense en hy sal sê, hoor hierso, al hierdie dinge, al die nuwe maande, al die sabbate, al hierdie dinge, was 'n skade weer na Christus toe, maar die werklikheid is hy. Dit was die werklikheid wat hy is, so hy leer hulle rondom hierdie goedes. Maar baie mense wat pas tot bekering kom, verstaan nie die volheid daarvan nie. En daarom moet jy baie sensitief wees ook vir hulle. Nou kyk na Romeine 14 vers 21. Hy kom omtrent aan die einde van hierdie hele gesprek wat hy het rondom kos, en hoe sekere kosse, sekere mense nie wil eet nie, want hulle is bang. Hulle kom uit die afgode uit, hulle het afgode aanbid, en daar in die tempels was offers gebring, vleis gebring vir die afgode, en daai vleis dan, wat oorgebly het, is dan na die slaghuise toegevat, van die dag. En die slaghuise het dan gevat, hierdie vleis wat aan afgode afgestuur is, en toegewy is, en dan het hulle hierdie vleis verkoop. Okay? So dis hoe dit gewerk het. En baie mense het dan gesê, nee, dan eet ek liewerste nie vleis. Nou, hy gaan later aan vir hulle sê, daar is die dinge soos afgode. Okay? Dis mense wat demone aanbid, sal hy ook vir hulle later sê. Maar hy sal vir hulle sê, pas op, dat jy iets doen, wat jou broer, wat dalk swak is rondom hierdie gedagte, dat jy hom laat struikel. Stap liewerste met hom 'n pad, tot hy het uitgesorteer het, dat vleis, wat aan afgode gaan bid, wat gebring word, is nie 'n probleem nie. As wat jy sê, ag man, jy is dan regtig waar swak in jou geloof, kyk hier man, eet ek die vleis. Verstaan jy? Okay, so ek moet sensitief wees. Dan kom hy vers 21. Dit is goed om nie vleis te eet, of wyn te drink, of enigiets te doen, wat jou broer laat struikel nie. So, as ek enigiets doen in my huis, as ek enigiets doen na buite na die mense toe, moet ek seker wees, dat dit wat ek doen, nie iemand kan laat struikel nie. Is dit 'n probleem om vleis te eet? Nee, dit is nie. Vandag het niemand meer 'n probleem met vleis eet nie, veral nie in Suid-Afrika. Okay, ons eet tot rou vleis. Maar in daardie tyd was dit 'n probleem gewees, so in daardie tyd moes jy baie sensitief gewees het, as mense gekom het om mooi hulle te hanteer, en mooi vir hulle te verduidelik oor wat met vleis gebeur het. En as iemand swak is, en hy wil nie vleis eet nie, eet jy dan ook liewerste nie vleis vir daardie tyd. So dis wat die Bybel sê. Hy sê dan ook dieselfde met wyn. Daar's baie mense wat 'n probleem het met wyn. Daar's baie mense wat te veel drink. En hy sê vir hulle, moet dan liewerste nie wyn drink nie. Is altyd 'n goeie reël. As jy by mense gaan kuier, moenie wyn vat nie. Moenie 'n glasie wyn by die tafel drink nie. Hoekom? Want jy weet nie wat in daai persoon se hart aan die gang is nie. Jy weet nie wat sy swakheid nie. Ek het al hoeveel keer in my lewe het ek by mense gekom en dan het hulle my wyn aangebid en gesê nee, want ek drink nie wyn nie. Nie omdat ek dink jy mag nie wyn drink nie, maar ek weet hoeveel mense is wyn vir hulle 'n struikelblok en daarom ter wille van ander sal ek dit liewerste nie doen nie. En dan na die tyd kom die vrou na my toe en sê vir my, weet wat Johan, my man het al jare lank 'n wynprobleem met alkohol. Ek is so bly jy het dit nie gedoen nie, vandag nie. Ek weet in my pa se huis het hy dieselfde, my pa was op 'n stadium, het ons rooiwyn by die tafel gedrink, tot daar 'n man na ons huis toe gekom het, met sy familie en by ons kom eet het. My pa het nie geweet dat hierdie persoon 'n alkoholist is nie, en my pa het soos gewoonlik rooiwyn op die tafel gehad. En na die tyd het die man, verkeerdelik, maar nog steeds gesê, as Pieter Lou kan wyn drink, dan gaan ek ook wyn drink. En hy het verval weer in alkoholisme. En my pa het van daai dag af gesê, nooit weer in my lewe sal ek wyn drink nie. Want ek is bang vir mense wat mag struikel deur dit wat ek doen. So dit, nou verstaan jy die agtergrond? Hoekom het Timoteus nie wyn gebruik nie? Want hy was bang geweest, daar is sekere mense wat kan struikel. 1 Korintiërs 8 is die volgende gedeelte. En jy kan die hele 1 Korintiërs 8 gaan lees, want dit gaan nie oor. 1 Korintiërs 8 vers 12 en 13. Deur op die manier teen die broers te sondig en hulle swak gewetens te kwets, sondig julle teen Christus. Daarom as kos my broer sal laat struikel, sal ek beslis vir ewig nie vleis eet nie, sodat ek my broer nie laat struikel nie. So vir die kerk van die Here Jesus Christus, vir die kind van die Here,
is dit so belangrik dat ander mense nie moet struikel in hulle lewens nie, dat hulle tot bereid is om sekere goeders nie te doen nie, sodat ander nie kan struikel nie. En onthou, dit is goed wat hulle geweet het, nie 'n probleem was nie. Hulle het geweet vleis is nie 'n probleem nie, maar hulle het nie gedoen ter wille van ander nie, sodat ander mense nie kan struikel nie. Verstaan jy dit? Verstaan jy dat die hoogste standaard in my lewe is, ek wil so lewe, en ek wil sekere goedes gaan ek nie toelaat in my lewe nie, want ek wil tog nie hê dat ander moet struikel nie. Dis waaroor dit gaan. Is daar 'n probleem om wyn te gebruik? Glad nie. En as jy van my vanmôre hoor dat ek sê daar's 'n probleem met wyn, daar's geen probleem met wyn nie. Daar's 'n probleem dat ek vir myself in 'n tydperk waarin ons lewe, waar daar soveel alkoholiste in hierdie wêreld is waarin ons lewe. Mense wat net eenmal in 'n week te veel drink, eenmal in 'n maand te veel drink. Dat omdat dit is, gaan ek lieweste 'n baie lang tyd met 'n persoon, as ek kan wyn drink, lank met 'n persoon vriendskap hou, voordat ek saam met hom by die tafel 'n wyn sal drink. Hoor jy dit? Ek hoop jy hoor dit. Dit is ongelooflik belangrik. Hoekom? Want ek wil nie iemand laat struikel deur dit wat ek doen nie. En as jy vir my sê vanmôre, Johan, dit is al te erg, dan verstaan jy nie wat dit beteken dat jy iemand kan laat struikel nie. En dat jy eendag verantwoordelikheid gaan doen voor die Here oor daardie persoon wat jy laat struikel het deur dit wat jy jouself toegelaat het om te doen. Timoteus in sy lewe kan ons sien, Timoteus het glad nie hierdie goedes gedoen nie. Hy wou in alles waar hy rein bly. Hy wou vir niemand 'n aanstoot gee nie. Hy wou nie gehad het dat enigiemand moes struikel nie. En nou moet Paulus met hom daaroor ook praat. In die tyd waar hulle hierdie wyn ook gemaak het, dit was baie duidelik geweest dat wyn ook in daai tyd anders te was as die wyn vandag. Want jy moes die hele nag by die rooi glas gesit het voor jy dronk geraak het. My mens, vandag kan mense binne 'n halfuur gekletter raak. Okay, so dis nie dieselfde nie. Dan is dit interessant dat as ons die antieke skrywers gaan lees, dan sê hulle dat die wyn wat daai tyd was, die tipe gis wat daai tyd plaasgevind het, was goed vir jou maag gewees. So Hippokrates was een van hulle wat skrywe in sy skrifte dat dit goed is vir mense se maag se ongesteldheid dat hulle nou en dan van hierdie gegiste wyn sou gedrink het. Pliny skrywe dieselfde en Plutarch van sy werke ook het ons die waarde van wyn vir jou maag wat jy kon gebruik het. En dit word ook in die Talmud, een van die Joodse geskrifte, word wyn vir jou maag word aanbeveel. Nou skryf hy vir Timoteus en hy sê vir Timoteus, jy moet kyk na jou gesondheid. Jy moet kyk na jou gesondheid. En net vir my interessant, Timoteus se gesondheid was baie sleg geweest. Ons kyk dit uit die teks uit. Hy het herhaaldelike ongesteldheid gehad. Nou eerstens, daar val weg so baie mense wat glo dat 'n kind van die Here as jy getrou is, dat jy nie gaan siek raak nie. Wat van Timoteus? Okay? So Timoteus is siek geraak. Die tweede probleem wat baie mense wat in die kerk sit vandag het, is hulle sê, ek gaan nie medisyne vat van dokters nie. Paulus sê vir hom, gebruik dit nie medisyne. Okay, so, moet ek medisyne gebruik? Ja, baie keer medisyne moet jy gebruik. Al is dit nie lekker nie, gebruik dit. Luister maar na jou dokter, en gebruik dit. Maar moet asseblief nie iets gebruik as jy nog nie siek is nie. Goed, dis waar ons vandag al is. Jy gebruik iets as jy nog nie siek is nie. Nee, as jy siek is, gaan maar na die dokter toe, laat hy na jou kyk, laat sy na jou kyk, laat hulle jou ondersoek, laat hulle pille vir jou gee, en jy weet baie minder as hulle, so gaan drink die pille, en jy gaan aanhou leef, en as jy sterwe daarvan, is dit ook goed, dan sê by die Here. Okay, so is maklik, is dit nie? Baie maklik. So, dit is wat die Bybel vir ons sê rondom dit. En hy spreek vir Timoteus aan, want Timoteus, jy het 'n totale gereelde ongesteldheid gehad. Jy het 'n taak, Timoteus. Timoteus, jou taak is, jy moet vir die mense die evangelie vertel. En as jy so konstant swak is en ongesteld is, gaan jy nie dit kan doen wat die Here van jou vra nie. Kyk na jouself. Kyk na jouself. En dit is normaal vir elke persoon in die westerse wêreld waarin ons lewe. Kyk na jouself. Kyk na jouself. Hoekom? Gaan jy eendag by jou lewe plaas? Nee.
Maar o mens, as jy verkeerd eet en verkeerd lewe, wat gaan jy doen? Jy gaan soontoe gaan met 'n baie klomp pyn in jou lewe. Daarom kyk na jouself. En dan sê hy, gebruik in die Grieks baie duidelik, gebruik 'n bietjie wyn. So is nie 'n absolute hoorie, jy kan maar nou wyn gebruik. Hy sê gebruik 'n bietjie wyn vir die ongesteldheid van jou maag. En dan gaan hy weer terug. Dan gaan hy weer terug na die gedagte toe oor sonde van die ouderling. Hy sê party is baie duidelik. Party is baie maklik om te kan sien. Maar party moet jy deur ondersoek word dit ewe skielik duidelik dat hierdie persoon nie vir die Here lewe nie. Spreuke 26 vers 25 en 26 sê: as hy sy stem lieflik maak, vertrou hom nie. Dis nou die valse ou. Hy maak sy stem lieflik. Jy kan hom hoor. Hy praat, hy soen elke woordjie. As hy praat, pas op vir daai persoon, want 7 gruwels is in sy hart, sê Spreuke. En dan sê vers 26, net die volgende vers: al verberg die haat homself in bedrog, sy boosheid word in die vergadering openbaar. Jy het net nodig om bietjie met hom te praat in die vergadering, ondersoek in te stel en ewe skielik kom alles aan die lig. Daarom moet jy nie dadelik iemand aanstel nie. Ondersoek eers, maak seker, oordeel die persoon. Oordeel die persoon. Dis natuurlik 'n vloekwoord vandag. Sê jy mag nie oordeel nie. Wie weet so baie interessant oor nie oordeel nie. Want ek wil juis uitkom met die gedagte van dat ons moet weer daar seker ouens wat wolwe is wat tussen ons rondloop. Ek wil jy moet gou saam met my gaan en Matteus gou kyk. Waar daar staan, die bekendste teksvers vandag in die wêreld, jy mag nie oordeel nie. Matteus 7. Party weet nie eens waar dit staan nie, maar hulle noem dit. Matteus 7. Matteus 7, hy lei sommer in daarmee. Matteus 7 vers 1. Hy sê moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel sal julle geoordeel word en met die maat waarmee julle meet sal vir julle gemeet word. En dan die hele gedagte van die splinter in jou broer se oog. Dit gaan daaroor dat jy iets doen, maar iemand anders te oordeel, maar jy doen dit self. Dis die konteks. Hoe weet ek dit? Kyk net 'n bietjie verder. Vers 14 maak dit baie baie duidelik. Vers 15. Wees op julle hoede vir vals profete wat in skaapsklere na julle kom, maar in hulle binneste wolwe is wat verskeur. Nou, aan hulle vrugte sal julle hulle uitken. Hoe kry ek jou man sy vrugte uit? Sal jy moet oordeel. So jy sal moet oordeel. Okay. So daar's nie 'n probleem met oordeel nie. Die probleem met oordeel is dat jy dit self doen en sê vir iemand anderste, jy mag dit nie doen nie, maar jy doen dit self. Dis die splinter in die balk in jou eie oog, maar jy wil die splinter in jou broer se oog haal. Dit beteken ek doen dit self in oortreffende maat, maar ek wil my broer reghelp met die splintertjie. En hy doen nie eens naaste my wat ek doen nie. Maak dit daarom reg, sê hy. En dan sal jy beter kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. So moet jy nie jou splinter uit jou broer se oog uithaal nie. Nee, jy moet dit doen. Maar haal eers die balk uit jou eie oog. Aan hulle vrugte sal hulle julle uitken. Pluk 'n mens miskien druiwe van doringstruike of vye van dussels. Jy kan na 'n persoon se lewe kyk en jy weet wat in sy hart aangaan met die manier wat hy praat. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As jy voor 'n ding staan, jy het nie sig nie. Hier staan jy voor 'n boom. Jy het nie sig nie. Okay. Hoe gaan ek weet wat hier aangaan? Ek gaan voel. Hier is skerp. Hier is skerp doringkies. Okay, dis definitief nie 'n appelboom. Hier is 'n vrug. Ruik die vrug, proe die vrug. Dis 'n appel. Dis 'n appelboom. Maar as by mense kom kan ons dit nie doen nie. Mense sê hulle is kinders van die Here, maar hulle vloek die hel uit enigiemand anders uit. En dan sê hy kind van die Here. Ek is 'n kind van die Here. En wie het nou net gepraat? Die duiwel. Hoe is dit moontlik? Die Bybel sê, jy kan nie sê jy dra goeie vrugte as jy sleg is nie. Daar's geen manier nie. Daar's geen manier ek kan sê ek is 'n kind van die Here, maar ek vloek soos 'n matroos, maar ek sê ek is 'n kind van die Here nie. Daar is nie 'n manier nie. So vertel dit vir iemand anderste.
Daar's seker goed vandag so sprokies, boekies. Niemand glo dit nie, ek ook nie. Ek glo nie as jy vir my sê jy's 'n kind van die Here en jy lewe nie so nie. Jy praat nie so nie. Ondersoek Timoteus wat aangaan in die persoon se lewe. Salomo was 'n wyse man gewees. 2 vroue staan voor hom. En al 2 vertel die wonderlikste verhaal. Al 2 sê, wie wat, dit is my kind. Hulle het net 1 kind daar. En die een vrou sê, dis my kind. En die ander vrou sê, nee, dis my kind. En so stry hulle onder mekaar. Want die een het die kind doodgeslaap, haar kind. En nou sê sy, daai is haar kind. En nou staan Salomo vir die ding, wat moet ek doen? Hierdie vrou sê, dis haar kind, daai vrou sê, dis haar kind, wat maak ons? En daar's wat die Bybel sê, deur ondersoek te doen. Wat sê Salomo? Salomo sê, is goed, bring net 'n swaard en kap net daai babatjie deur. Dan gee ek die helfte vir jou en die helfte vir jou. En die vrou wie se babatjie dit was, sê, asseblief moet dit nie doen nie, gee dit vir haar. En die vrou wie se babatjie dit nie is, sy sê, ja, dit sal goed doen. En Salomo weet onmiddellik, so die oomblik, en dis wat hy probeer sê, hy sê mense, doen ondersoek, vra hulle omdat hulle die Bybel ken, weet hulle wat in die Bybel aangaan, lewe hulle wat die Bybel aangaan, dan weet jy. So baie keer mense sê vir jou, ja, maar daai persoon is 'n kind van die Here. Hoe weet jy dit? Hoe weet jy dit? Het jy met hom gepraat? Het jy hom gevra? Het jy ondersoek gedoen in sy lewe? Want die Bybel sê, dit is belangrik. Baie mense se lewens kom eers agterna. Dit wys eers agterna dat hulle lewens nie reg is nie. Ek kyk na Paulus self, hy het die mense saam met hom gehad, wat op die ou ende baie duidelik was, dat hulle nie kinders van die Here was nie. In 2 Timoteus 2 vers 16 en 17. Maar Paulus spreek dit aan, want hy sê, vermy die goddelose, die leeupraatjies van mense, onder wie Hymeneus verleed is, want hulle sal toenemend goddeloos word, en hulle woorde sal soos kanker versprei. Hy spreek hulle aan by die naam. In 2 Timoteus 4 praat hy weer, hy sê, want Demas het my verlaat. Hy het die huidige wêreld lief gekry. Word op hulle name genoem. Word gesê, hierdie ouens is die leiers, hierdie ouens het saam met my gegaan, maar hulle lewens het gewys, hulle was nie daar nie. Onmiddellik word dit oopgemaak. So kan daar foute gemaak word in die aanstel van iemand? Ja, absoluut. Maar die oomblik as dit gesien word, wat moet gedoen word? Wat ons in die vorige vers gelees het. Hanteer dit, onmiddellik, wys dit aan. En dan sê hy net so 'n goeie dade. Mense se goeie dade kom na vore. Dit wat in hulle harte is, kom na vore. Jy vind dit in hulle lewens, kom jy agter, hierdie persoon lewe vir die Here. Ek kan dit sien in sy lewe. Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Jou werke moet die Here verheerlik. Dis nie mooi nie. My werke moet hom verheerlik. Daarom, hoe meer iemand 'n kind van die Here is, hoe meer hy groei in sy lewe. Wat gaan meer en meer sigbaar raak? Sy vrug in sy lewe. Jy gaan dit kan sien. So baie kinders van die Here word vals beskuldig. Maar op die ou einde kom dit ook aan die lig wat hulle werklik waar is. Een van hulle was Stefanus. Stefanus word aangekla deur die Joodse raad. Hulle word voor die Joodse raad gebring. En weet jy wat interessant? Voor hulle nog enigsins begin met die verdere verhoor, sien ons die volgende in Handelinge 6 vers 15 rondom Stefanus. Hy is voor die mense, hy is voor die Joodse raad. Hy het nog nie eens begin getuienis lewer nie. Wat sien hulle raak? Handelinge 6 vers 15. En terwyl almal wat in die raad sit, hulle oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Dis nie ongelooflik nie. As jy 'n kind van die Here is, ten spyte daarvan dat mense teen jou aanklagte kan inbring, op die ou einde sê die Here, jou goeie dade sal vir almal sigbaar word. Jy hoef nooit jouself te verdedig. Jy hoef nooit jouself te verdedig. Ek weet hoe baie keer in my lewe dan wil ek net myself gaan verdedig. Hey, asseblief. Die Bybel sê jy hoef nooit jouself te verdedig nie. Die lig wat in jou is, sal vir almal helder, duidelik skyn. Die
kerk van die Here is 'n ongelooflike belangrike plek. Hierdie plek moet beskerm word, die leierskap moet beskerm word. Hier moet 'n plek wees waar sonde moenie geduld word nie, moenie toegelaat word nie, van die onderste tot by die boonste. Elke persoon is 'n broer en 'n suster in Christus. Ons is gelyk en daarom moet ons almal reg hanteer word. Ons moet na gekyk word. Sonde moenie toegelaat word in die kerk nie. En jy my vra, hoekom is dit so belangrik? Want dit sal die kerk vernietig. Daar was 'n man met die naam van Absalom. En Absalom was die Dawid se seun, prins van Israel. En Absalom het sy broer vermoor. En ons weet baie duidelik wat moet gebeur as iemand vermoor. Wat moet met daai persoon gebeur volgens die Bybel? Hy moet doodgemaak word. Absalom vlug. En dan as hy weg is vir 'n baie lang tyd, dan wil hy weer terugkom. Hy verlang om terug te kom, maar Joab is die man wat hom gaan terugbring. Joab kry 'n vrou om te kom voor Dawid en te sê, Dawid, ek wil jou vertel van 2 seuns van my wat met mekaar beklei het, die ene die ander een doodgemaak, en nou wil die mense regmaak, hulle wil nou my ander seun ook doodmaak, dan het ek geen meer erfgenaam nie. En Dawid tree daarin, en hy sê, nee, dit kan nie so wees nie, jou seun kan lewe. Dan sê sy, waarom het julle nog nie vir Absalom dan laat terugkom nie? En dit was alles Joab se plan gewees, want hy wou gehad het Absalom moes terugkom. En dan sê Dawid, is reg so, laat hy maar terugkom, hy mag net nie my gesig sien nie, of dit nou beter is. En hulle kom bring hom terug, hulle mag nie my gesig sien nie, en hier kom hy terug, hy bly so end van Paulus af, van Dawid af, en daar bly hy vir 'n lang tyd. En dan op 'n stadium is hy kwaad, want hy wil graag vir Dawid sien, en hy kan nie vir Dawid sien nie, dis nou Absalom. En hy dink die beste wat hy gaan doen is, nou moet jy wonder by jouself, het Absalom nou al teen hierdie tyd spyt gehad en jammer gehad? Want dis die ondersoek wat jy moet instel. Was hy 'n bose man? Absoluut. Okay. Nou bring hy hom terug na Israel toe. Ek wonder of Absalom verander het. Kom ek vertel vir jou, Absalom nie verander het. En hoe weet ek dit? Baie duidelik. Hy sien Joab se veld is so oorkant syne, sy koring. En Joab wil nie met hom kan praat. Hy het al 'n paar keer vir Joab gesê, Joab, kom praat met my. Joab wil nie met hom praat. Toe wat doen hy? Steek hy Joab se lam dan in brand. En dan kom Joab na hom toe en hy sê, wat doen jy? Sê, jy wil nie met my praat nie. So dit is ouens wat die manne wat soos Absalom is doen. Jy praat nie met my nie, ek steek jou land in die brand. Hy sê, ja, wat wil jy? Hy sê, ek sit hierso, ek wil met die koning gaan praat. Dan sê hy, nee, is reg, hy reël met die koning, dan kom hy by die koning, hulle druk mekaar, alles is wonderlik, fantasties, Dawid is net te bly, die seun is terug, en Absalom, hy het 'n ander plan. Moes Dawid hom teruggelaat het? Nooit nie. Okay, maar wat doen Absalom daar? Dan is Absalom, hy begin om planne te maak, want hy wil eintlik koning wees, hy wil heerskappy hê, en so begin hy om sy planne uit te haal, en hy doen dit vir 2 jaar lank. Kom ek vertel jou, skelm, hy het tyd. Hy het baie tyd. Hy dink vooruit wat hy wil doen. Vir 2 jaar lank sit hy daar voor in die stadspoorte en elke persoon wat inkom, dan sê hy vir hom, staan hy op, as hy hoor die persoon is van sy omgewing, staan hy op en dan druk hy hom. En dan sê hy vir hom, wat wil jy hê? Dan vertel hy sy verhaal en sê hy vir hom, ek dink jy is heeltemal reg, maar ek wil vir jou sê, as jy daar by die paleis inkom, niemand gaan jou luister nie. So hou vir 2 jaar lank aan. Die mense van die stad is nou mal oor hom. Waaroor raak mense mal oor? As jy vir hulle valsheid verkondig. Hulle is mal oor, nee? Is dit nie? Het ek vir julle vanmôre gesê, ag julle is almal wonderlik, geliefdes, wonderlik man, daar is nie sonde in jou lewe nie, jy's amazing. Joh, wat 'n wonderlike ding. Dan sê jy vir jouself, joh, maar hierdie ou praat al my jaar uit vanmôre. Okay, so dis wat hy gedoen het. En dan wat gebeur? Nadat hy gevind het dat die meeste mense nou aan sy kant, dan gaan hy kry 'n klomp van die mense bymekaar en hulle vier fees, al die leiers is saam en wat moet Dawid doen? Dawid moet vlug vir sy lewe. En die res van die volk ly skade en duisende mense word doodgemaak as gevolg van Absalom. En dis wat in die kerk van die Here Jesus Christus gebeur as jy sonde toelaat. Jy sien dit van ver af, hier is 'n probleem, is dit nie? Jy weet daar's 'n probleem.
Jy weet hierdie persoon se lewe is nie reg nie, maar jy bly doodstil. En so is die kanker besig om vroeg te woed in die kerk van die Here Jesus Christus. En voor jy jouself kom kry, dan is hierdie ding versprei deur die kerk. En die kerk van die Here Jesus Christus word vernietig, omdat mense nie meer aandag gee aan wat die woord van God vir hulle sê nie. Bly by die woord. Maar nou wil ek vir jou sê, elke normale en liefdevolle lidmaat wat vanmôre hier sit, as jy 'n kind van die Here is, wil ek vir jou sê, as jy net hier sit vanmôre en jou lewe is nie reg nie, wil ek met jou praat. Daar gaan 'n dag aanbreek van die finale oordeel. En ek wil vir jou sê vanmôre hier, ek weet nie wat in jou hart aangaan. Ek weet dit nie. Met tyd begin ek te sien aan jou vrugte, hier is iets fout. Maar ongelukkig kan ek net gaan as ek weet wat jy doen. Maar die Bybel sê, God sien alles wat jy doen. Hy sien alles wat jy sê. Hy sien alles waarna jy kyk. Hy sien alles wat jy lees. En jy sal verantwoordelikheid voor hom doen. En as jy vrees vir God het, dan is jy iemand wat sê, ek wil niks in my lewe toelaat, wat die Here eendag vir my gaan sê, hoekom het jy dit gedoen nie? Markus 4 vers 22, want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, en daar is niks weggesteek nie, of dit moet aan die lig kom. 1 Korintiërs 3 vers 13, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur die vuur geopenbaar sal word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Vir my wat 'n kind van die Here is, my dade gaan eendag voor hom, voor die vuur gestel word. Ek as kind van die Here, my dade gaan vir hom eendag beproef word voor hom. Gaan ek verlore gaan as ek gebrand word, al my dade vernietig is? Nee. Maar ek gaan verantwoordelikheid doen vir alles wat ek gesê het. Vir die wêreldling, jy gaan oordeel word vir die hele lewe wat jy gelei het. Kind van die Here, jy word geoordeel vir jou dade vir hom. Dis waar volgens jy geoordeel word. Word jy geoordeel vir jou sonde as jy kind van die Here is? Glad nie. Dit is skoon gewas in die bloed van Jesus Christus. Maar vir my dade, dit gaan getoets word. Hoe gaan dit getoets word? Soos deur vuur. As dit goud is, prys gaan ek ontvang. As dit silwer is, prys gaan ek ontvang. As dit soos hout en stoppels is, gaan uitmekaar uitgebrand word. Daar gaan niks oorbly nie. Gaan ek gered word? Ja, maar sonder enige prys. Maar die persone in die wêreld gaan geoordeel word vir elke liewe ding wat hulle gedoen het en gesê het. Daarom is hierdie die plek waar ons sê, ek is lief genoeg vir jou om vir jou te sê, jy wil nie aan daai kant wees. Jy wil nie aan daai kant wees nie. Jy wil nie staan voor 'n God wat weet in elke oomblik wat jy gedoen en gesê het nie. Jy wil nie voor hom wees as jy nie gewas is in die bloed van Jesus Christus en jou lewe verander het en lewe vir hom nie. Jy wil nie aan hierdie kant wees nie. En vir elke kind van die Here wil ek sê, jy wil nie aan die kant wees waar jou dade hout was nie. Ons lewe vir die koning van al die konings. Terwyl hy 'n babatjie was, het wyse manne aangekom en goud, wierook en mirre gebring. Vir die koning bring ons altyd ons beste. Hy is die koning. Lewe so dat hy geëer word, as ander mense jou goeie dade sien, dat hulle jou Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Is dit nie jou grootste begeerte nie? My lewe, die Here sal verheerlik, dat as iemand na my lewe sal kyk, sal sê, het jy nie 'n groot God nie? Mag dit waar wees in ons lewens. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Here, u woord is so duidelik. Dit bring 'n oproep op elkeen van ons se lewens. Ons het 'n verantwoordelikheid ook teenoor mekaar, Here. Dat as ons sien dat een van ons mede broers of susters
besig is om te volhard in sonde, dat ons dit sal aanspreek. Here, mag dit waar wees, dat in alles ons mekaar sal teregwys met liefde. Here, dat ons lewens so sal wees, dat ons soos Timoteus rein sal wil lewe in alles. Dat Timoteus self in sy eie gesondheid gebrek gelei het, maar nie vir iemand wou tot struikelblok wees nie. Dat ons ook sal wees so, Here. Want ons weet, daar gaan 'n dag aanbreek, wat ons voor U gaan staan. Mag ons werklik vir haar skoon wees. Mag ons dade van so 'n aard wees, dat ons dit gedoen het vir die koning van alle konings. En mag ons so lewe, as mense wat glo, dat U by ons is, in ons is, rondom ons is. Ons bid dit in U naam. Amen.